Goeiedag, jaar 2 leerders. Hierdie is Afrikaans addisionele taal. En dit sal ek vir julle 'n bietjie help met Afrikaans en Engels. Afdeling A, dis die eerste ding wat julle gaan kry is 'n leesbegrip, begripstoets, comprehension test. Onthou om vir die onderwyser te vra om die leesstuk vir julle voor te lees. En as daar van die vrae is wat julle nie mooi verstaan nie, kan die onderwyser ook help om dit te vertaal. Dit is die eerste ding van Afrikaans, afdeling A. Afdeling B is taal, language. Die eerste een is intensiewe vorm, in English it's intensive forms. You will see the names are Afrikaans, like the first one is af, mos af, alleen, stoksiel alleen, arm, brandarm, bang, doodbang, bekend, alonbekend of wêreldbekend. Benoud is doodbenoud, beroemd is wêreldberoemd, bitter is galbitter, blank is lelieblank, bleek is wasbleek, blink is skitterblink, blou is potblou, breed is hemelsbreed, sonbruin is bruin, deur is dwarsdeur, dik is knippeldik, dom is eseldom. Esel is a donkey in English, remember. Donker is pikdonker, dood is mosdood, doof is stofdoof, stokdoof, skus. Dronk is papdronk, droog, die laaste ene is kurkdroog. Ons gaan aan die volgende bladsy. Hierdie nou behoort julle te ken al van vroeg af, meervoude, daar is plural, there is more than one. Ons kry 3 groepe. Groep 1 is the words with the O, E and those inside. Those just get a R, E at the back. You just get an E at the back. The second one is group 2. Dis waar jy in die woord het jy dubbel O, of 'n dubbel E, of 'n dubbel I, that is a U. Like here in roos, there's a double O. Now you must just be careful with this one. As ons hom in meervoud skryf, dan sal julle sien, een van die O's is nou nie meer daar nie, hy is weg. So julle moet onthou, as dit 'n dubbel A, dubbel E of 'n dubbel I is, in die meervoud gaan daai een wegval. Groep 3, dis is die woord eindig. Met net een klank soos die een kat. Julle sal sien is 'n kort woord. Nou hierso moet julle kyk. You just have to be careful. Because this one, you have an A and a T, and at the end you have a double T and a E. Soos pen, penne, you will get a double N, jy sal 'n double N kry. Kat, katte, julle sien daar, reg, dit is meervoud, plural. So, die 2 wat julle regtig moet mooi kyk is, die enetjie hierbo, en hierdie enetjie onder, waar daar een klank wegval of een meer word. Goed, volgende ene gaan ons na tye toe. There is time, this one you also know well. It is past tense, is verlede tyd. Eerste ding wat jy moet onthou, jy gebruik die woord het. So jy moet het, en dan word daar woord ge, en dan die verb, werkwoord skuif na die einde toe. Wat is 'n werkwoord? 'n verb, it's a doing word, dis die woord wat doen. For example, ek skryf in my boek,
Ek het in my boek geskryf. Die werkwoord is nou aan die einde en jy het geskryf het. Ek eet roomys. Ek het roomys geëet. Die het. En die laaste is die verb, die werkwoord het geskuif. Ons gaan na bladsy 4 toe. Tipe sinne, types of sentences. This one you've also done many times. Jy kry eerste een is 'n stelsin. 'n Stelsin. That is a statement. That is just a normal sentence. Like, examples. Die man verneek sy vrou. Die seun skop die bal. Mbali hardloop op die pad. Busisiwe klim die leer. Rich hou daarvan om 100 meter te hardloop. Karabo se van beteken mooi. Garaifa werk altyd mooi in sy skrif. En die laaste een, moenie jou masker vergeet nie. Reg. Hierdie prentjie sê vir jou dis net 'n gewone sin. Gewone sin. Right. Volgende vraagteken. Dit is die mooiste ene. Jy kan sommer dadelik sien. Wat is sy tekentjie? 'n Vraagteken. Now that is a question. And here I will underline it for you or highlight it for you. You end the sentence with a question mark. Like, hoe is die weer in Amerika? Vraagteken. Wanneer kom jou pa terug van Afrika af? Vraagteken. Wat is die kleurskema vir jou troue? Waar trek jou boetie met die verjaardagkoek? Hoekom sit pen jou nooit stil nie? Waar loop Ronaldo nou weer rond? Hoe laat kom Letabo gewoonlik by die skool aan? En die laaste ene is, wanneer begin ons weer rugby oefen? Dink mooi anders, altyd eindig met 'n vraagteken. Reg, die volgende sin. 'n Uitroepsin. That is an exclamation sentence. Die maklikste ding is om vir jou te sê, as jy jou toon stamp, if you bump your toe against the wall, you are going to say, Eina. Now that Eina, the sentence will end with this interesting mark. In Afrikaans is die uitroepteken. 'n Uitroepteken. Goed. As jy nou gaan kyk na die voorbeelde, dan sal jy sien, hoe kon jy so impulsief wees? How can you be so impulsive? Hou op met daardie geraas daar binne. Stop. Pas op vir die kar. Laat jou nie jou huiswerk doen net nie. Dan sal ons sien. Begin luister en fokus op jou skoolwerk. Skakel dadelik jou foon af. Kom van die stoepe af en beweeg klas toe. Reg. Hierdie een het net een foutjie en dis net een exclamation mark. Reg. Bevelsin. That is a command when you tell somebody to do something. Jy sê vir iemand om iets te gaan doen. Right. Nou moet julle hierso onthou. Hier is 'n opdrag. Dan beteken dit jy praat met die persoon. You are speaking directly to that person. So there will be two things there. That's important. The first one is aanhalingstekens. It is those little things. Right. Soos gewas jou hande, then you get an exclamation mark en jou aanhalingstekens word toegemaak. Gaan doen jou huiswerk. Dit begin met aanhalingstekens en dit eindig met 'n uitroepteken en 'n aanhalingsteken. So gaan elke verdere sin wees. Gewas jou wasgoed, gewas jou skottelgoed, gaan maak jou kamer skoon, gaan dadelik kantoor toe,
Hou op praat en begin met jou huiswerk, sit die televisie af en gaan bad. Hou op jou boeties seer te maak. En my eie een is, jy moet hard leer vir die eksamen. Reg, volgende. Basisvorme en agtervoegsels. Right. Voorvoegsels, prefixes, agtervoegsels, suffixes en basis. Daai is woorde wat jy nou mooi moet onthou. Voorvoegsel, before a word, the base, what the word actually meanings come from, and suffixes at the end. Soos, vereis. Ver is a voorvoegsel because it comes before eis. Eis is the original basis word. Naam, loos. You get base is naam, loos is 'n agtervoegsel, nameless. Onhoorbaar. Nou hierdie ene het 3 goeders in. Een is voor, een is in die middel en een is laaste. So die een wat voor is, noem ons 'n voorvoegsel. Die tweede ene is die basis. Die derde ene is baar en dit is 'n agtervoegsel. Reg. 'n Voorvoegsel en 'n agtervoegsel kan nie net op hulle eie staan nie. You can't write them on their own. Reg. Die oefening hierso, dit kan jy maar by die huis vir jou gaan self oefen. Ek sal so 1 of 2 met julle deurgaan. Verkoop. Right. Die basiswoord is verkoop. Die basis is koop en die voorvoegsel, prefix is vir. Die volgende ene, die basis is leen, die voorvoegsel is ge. Die derde een is 'n bietjie 'n moeiliker een. Dis besluit. Dis die basis, dis nogal 'n lang een. En dan die agtervoegsel is loos. En so kry jy herleef. Leef is die basis, her is die voorvoegsel. Nou, ons gaan bietjie na die toe wat ons agtervoegsel kry. Soos hierso by geersel. Geer is die basis en sil is die agtervoegsel. That means the suffix. Right. And then we go on to this difficult word, bespringde. You have a base, jy het 'n basis, en dan jy voor en agter iets. Voorvoegsel, prefix, agtervoegsel. So hierdie ene moet jy net goed oefen as jy dit sien. Volgende bladsy. Right. Hierso begin ons met die laaste vraag. Reg, ons gaan aan. 'n E-pos en 'n e-mail. Nou daar is soos goeie wat jy moet weet van 'n e-mail en van 'n e-pos. Daar is altyd so 'n snaakse dingetjie binne die naam. Ons noem dit in Afrikaans sommer 'n aapstert. As jy jou eie naam wil sit, dan moet jy sê janpiet@gmail.com. Dan is dit 'n e-pos adres. Die eerste een wat jy gaan is van die persoon wat dit gaan ontvang. Jy stuur hom vir Pieter. Die een wat hom stuur, sy naam is sarl40007@gmail.com. Weer sê jy sien die aapstertjies, al twee van hulle. Dan moet jy sê, hoekom jy die e-pos stuur? Why are you sending it? There's a different message, a definite message that you are sending. In this case, Vrydagmiddag se rugby. Jy gaan praat oor Vrydagmiddag se rugby. Hierdie ene begin jy, dis die boodskap, message. Boodskap, message. Soos hierso sê dit, hoor jy Sarah, wil jy dalk Vrydagmiddag na die skool by my kom kuier?
Enigiets van 3 se kant af sal reg wees. Dan kan ons weer 'n bietjie soos in die ou dae rugbybal rondskop en heerlik swem en braai, soos voor corona. Onthou daai corona is coronavirus. Reg. Ons het dit lanklaas gedoen. Ek mis die samesyn en die kameraderie en ons kry min tyd by die skool lekker te gesels. Hierdie woord samesyn, dit is to be together and this is to be friends. Jy is welkom om oor te slaap. My ma het gesê dis reg. Ons kan sommer met die fiets ry saam hier na huis toe. Laat maar gerus wees. Ek sien vreeslikheid. Dit kan weer een van die beste kuiers van die jaar wees. Een vir die boeke. That means that one is one for the books. Very important. And then, last one. Make sure that you write your own name there. If you don't write your name, then it's not part of it. Right. Then the last one that I didn't write in. On the end, there's a little block that says stuur. That means send. Stuur, send. Reg, dit is die einde van die vraestel en ek hoop julle doen baie goed. Dankie.